net so stil raak. Here, ons kan net ons gedagtes laat gaan en dink, Here, U is vir my geliefd. Here, alles uit U hand uit. Alles wat U ons gegee het, Here, het U gedoen omdat U ons lief het, Here. Here, U het vir ons meer as genoeg gedoen en gegee. En ons wil net vanoggend kom en U naam groot maak, Here. Here, ons wil vanoggend kom kyk hoe groot is U, Here. Ons wil vanoggend kom besef hoe groot, almagtige God is U. Ons wil vanoggend kom besef, Here, by U is niks onmoontlik. Here, alles is in U hand, Here. Elke een van ons, Here. Ons gee al die lof en al die eer daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan sit. Jy kan so lank blaai na Rigters toe. Daar in die Ou Testament is die Engelse Bybel het is Judges. Rigters. Gaan 'n bietjie vanoggend op die delf in die Ou Testament. Nou 187 jaar gelede. Dis ook baie lank terug. En dis nog hierdie Rigters is nog baie langer voor dit, maar 187 jaar gelede het daar iets gebeur in die geskiedenis van ons land. Wie weet wat dit is? Geloftedag. Geloftedag. Die 16de Desember is nou Dinsdag wat kom, gaan ons weer baie van die mense herdenk Geloftedag. Nie almal nie. Want die vakansiedag se naam het mos verander. Dit is nou Versoeningsdag. En eintlik loop dit hand aan hand. Dit loop hand aan hand. Nou, wat het 187 jaar terug gebeur? Daar was 'n groepie mense. Hulle was nie baie nie. Hulle was so 450 na 470 mense gewees. En hulle het gekamp, 'n laar getrek by die Bloedrivier, wat hulle nou vandag noem die Bloedrivier. En hulle het vir 7 dae, ongeveer 7 dae lank, het hulle daar gewag. Want hulle het iets verwag, hulle het verwag iets gaan gebeur. Hulle het nie geweet wanneer dit gaan gebeur nie, maar dit gebeur, dit gaan gebeur. Dat hier die vyand gaan kom en hulle kom aanval. Nou, hierdie 450 na 470 man, daar was nie vrouens nie, daar was nie kinders. Die ouer mense was ook nie, die ou mense was ook nie daar. Hulle was almal op 'n ander plek gewees. Maar tussen hulle was daar so in die 50 mense van ander kleur, en ek praat van nou kleerlinge. Maar daar was ook 200 Zulus, saam met hulle, in die kamp. In die laar wat getrek is. En hulle het, elke aand, het hulle 'n gelofte afgelê. Nou wie het al daai gelofte gehoor? Sien jy is 1 of 2, so 'n paar het dit al gehoor, nee. Nou eintlik, Sarel Silje is hy was die prediker, en hy het gesê, ons gaan elke aand hierdie gelofte afgelê. Hoekom? Want ons gaan die Here vertrou, dat die Here ons gaan deurdra, wanneer die vyand kom. Nie as die vyand kom, wanneer, want hy het geweet, die vyand is op pad, die vyand gaan hulle kom aanval. Nou die vyand, en ek wil nou nie, ons noem nou nie name, kom ons sê net die vyand. Die vyand se getal was so tussen 15 en 30.000 wat op pad is. Nou dink by jouself in jou gedagtes, jy is hierdie handjie vol mense wat in hierdie laar sit. En nie almal kan veg nie. Jy gaan net die voorlaaiers aangee, vat en weer volmaak en weer aangee. Ons moet nou hierdie mense met ons oorwin. Maar hulle het 'n voordeel gehad. En dit was die gelofte wat hulle afgelê het voor God.
Hulle het voor God 'n gelofte afgelê en gesê, Here, as U ons hierdeur vat, dan sal ons daardie dag wat U ons oorwinning gee, sal ons elke jaar sal ons eer as 'n Sabbatdag. Ons sal U daardie dag sal ons U eer. Nou moet ek vir julle dit lees, die gelofte, want ek sien iets van nie almal het dit al gehoor nie. Kom ons lees dit nie. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Dat hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee. Ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. Dat ons 'n huis tot sy eer sal stig waar dit hom behaag, nie waar dit ons behaag, waar dit hom behaag. En dat ons ook ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom, omdat hy die oorwinning gegee het. So ons gaan hom eer en die roem vir hom gee, omdat hy vir ons die oorwinning gaan gee. Nou, dit laat my dadelik dink aan daar's 'n paar plekke in die Bybel wat ons sien dat soortgelyke dinge gebeur het, en Rigters is een van hulle. Nou ons gaan lees, ek gaan so 'n paar verse lees in Rigters 7. En ons gaan lees vanaf vers 1 af. Rigters 7 vanaf vers 1, sal dit so vers 18 lees. So ons gaan net eers 'n bietjie wegbeweeg van daar af waar ons nou was. Daarna het Jerubbaal, nou dit is, Jerubbaal beteken is iemand wat teen Baal is, maar hy praat eintlik hierso van Gideon. Hy praat van Gideon. Dit is Gideon, en al die manskappe wat by hom was, vroeg klaar gemaak, en hulle het laar opgeslaan. Dit klink dit nie bekend nie, ons het nou net gepraat, hulle het 'n laar opgeslaan, by die fontein Harod, terwyl die laar van die Midianiete ten noorde van hom was, van die heuwel, dis More, ek weet nie hoe spreek mense dit uit nie, af in die dal. Toe sê die Here vir Gideon, die manskappe wat by jou is te veel vir my, om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kom Israel hom teen my beroem, deur te sê, my eie land, my eie hand het my verlos. So, die Here kom sê, as ek nou vir jou al hierdie manskappe gee om oorlog te veg, dan gaan julle nou sê, maar dis ons wat so oulik was. Ons het nou hierdie geveg gewen. Sê die Here, julle is te veel. Hy sê, roep dan nou tog uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gilead af. Toe het daarvan die manskappe 22.000 omgedraai. Dit is baie, 22 ouens wat sê, ons is te bang, ons gaan eerder huis toe. En daar gaan hulle. En 10.000 het oorgebly. So, ons kan sê, letterlik 2/3 van die weermag, amper sê ek vyand, van die weermag, besluit, nee, ons gaan eerder huis toe. En daar gaan hulle. Daarop sê die Here vir Gideon, die manskappe is nog te veel. Julle is nog steeds te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan. Hy bring die manskappe af na die water en die Here sê vir Gideon, elkeen wat met sy tong die water oplek, soos sy mond lek, moet jy een kant laat staan. En elkeen wat op sy knieë vooroorbuig om te drink, aan die ander kant. En die aantal wat gelek het met hulle hand na hulle mond, was 300 man. En al die ander manskappe het op hulle knieë vooroorgebuig om water te drink. 300 man. Dis die ouens wat ek sê. Staan daai kant, die ander staan. Nou 10.000, van 10.000 sal 300 wat een kant te skuif, die ander skuif na die ander kant. En vers 7, toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos
en die Midianiete in julle hand gee, maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. 300. Nou ons weet nou nog nie hoeveel is die Midianiete. Ons weet net, alles daar, en ons weet net, die is 300 manne. Daarop neem hulle die padkoes van die manskappe en hulle ramshorings in hulle hand, en hy het al die manskappe van Israel laat gaan, elkeen na sy tente toe, maar die 300 man het hy agtergehou, terwyl die laar van die Midianiete oorkant hom in die laagte was. Nou sien net vir julle hierdie prentjie. En daardie nag het die Here vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura af na die laar toe, en luister wat hulle praat, en daarna sal jou hande sterk word, en jy sal in die laar aftrek. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura, en tot by die buitenste lyn van die gewapendes, wat in die laar was. So hy kom nou, die laar is getrek waar die vyand is, en hy kom nou die buitenste lyntes toe. Nou, hoor hierson, hoor hierdie vers 12. En die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê, so sprinkane in menigte. En hulle kamele was ontelbaar, soos die sand van die seestrand in menigte. Waarna kyk hulle? Hulle kyk na 'n groot magte mense, wat voor hulle wag. En toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad. Daar rol 'n hardgebakte garsbrood in die laar van die Midianiete. En kom dit tot by die tent en slaan dit, dat omval en keer dit onderste bo, en toe lê die tent daar. En die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon. Die Here moes vir hom sê, gaan luister wat praat hy. Dis niks anders as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Hulle het dit geweet, want net deur daai droom het hulle besef, hier kom moeilikheid, maar hulle weet nie hoeveel kom aan nie. Hulle het seker in hulle gedagtes gehad, dis baie wat aankom, wat hulle nou gaan verwoes. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid. Hy het teruggekeer na die laar van Israel en gesê, maak klaar, want die Here gee die laar van die Midianiete in julle hand. En hy het die 300 man verdeel in 3 dele, en aan almal ramshorings en leerkruike met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. Nou dis nog interessant om te luister, wat gaan nou gebeur? En dan hulle gesê, kyk na my en maak net so. En kyk, as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. En as ek almal wat by julle is op die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas, omdat rondom die hele laar, en julle moet sê vir die Here en vir Gideon, hulle moet dit hard skree, en vir die Here en vir Gideon, moet hulle sê. Toe kom Gideon, ek gaan net tot daar so toe lees, vir die Here en vir Gideon. Nou, ons kernvers uit hierdie gedeelte, Rigter 7 vers 7, en toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos van die Midianiete in jou hand gee, en die Midianiete in jou hand gee. En saam met dit wil ek vir ons lees Lukas 1 vers 37. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Nou ons sien dit by Bloedrivier. Ons sien dit, dat niks was vir daardie 470 mense onmoontlik. Al het die vyand soos 'n magdom voor hulle gelê, al het hulle gesien hulle is op pad, het hulle 'n gelofte afgelê aan die Here. En daarom kon hulle, soos Dawid sê in Psalm 18 vers 30, want met U loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor muur. Want dis wat ek kan doen wanneer God aan my sy is. Wanneer hy vir my sê, by my sal daar niks onmoontlik wees nie, dan kan ek weet, daar sal niks onmoontlik wees.
Jy sien, baie keer maak ons gedagtes so negatief, deur om te dink. As ons net dink aan dinge, dan raak ons negatief. En dink ons, dis onmoontlik, dit sal nooit gebeur. Ek dink aan jare terug, Prediker 5 vers 4 tot 7. Dit is beter dat jy nie beloof as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie. Hoor mooi wat hy sê, so laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie. Pas op wat ons moet pas op wat ons sê. En sê nie voor die gesag van God, dit was 'n vergissing nie. Ag, dit was per ongeluk. Ek sorry, ek het nou nie so bedoel. Dan moet ons eerder dit nie sê nie. Waarom moet God toornig word vir jou stem en die werk van jou hande verwoes? Waarom? Wil ons dan hê dat God toornig raak? Vandag leef ons in die Nuwe Testament tye, nie? En God is genadig. Jesus het vir ons die prys betaal. Ons sondes word vergewe. Ja. Maar is beter om dan nie 'n gelofte te doen of 'n belofte te maak as om dit te maak en dit nie na te kom nie. Vers 6, van soos daar baie drome is, soos daar ook baie nietige woorde in menigte, maar vrees God sê hy. As baie nietige woorde, ons praat baie maklik, al jy maklik. Maar pas op, as jy verdrukking van die arme en berowing van reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak. Moenie jou verwonder oor die saak. As jy kyk na jou land en jy sien hierdie dinge. So ons moet versigtig wees. Is baie woorde om aan na te dink, om te besef. Maar hy sê, nou kom ons gaan terug na vers 3 toe, hy sê, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel dit nie uit om dit te betaal, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. So ons moet versigtig wees dat ons woorde nie dwaas is nie, wanneer ons dit spreek nie, in 'n oomblik van dwaasheid, in 'n oomblik van waansin. Ons praat mos van hierdie tyd van die jaar, in 'n oomblik van waansin. Ek beloof, Here, as jy my net nie deurvat, hoeveel keer het ons dit al gesê? Hoeveel keer het ons wat hier sit, gesê, Here, ek beloof, as jy my net nie deur sal vat, Here, as jy net vir my daai R1 miljoen kan laat wen, Here, as jy maar net, klink ek verkeerd. As ek net, Here, dan ek beloof, as dit gebeur, dan baie keer gebeur dit nie. Hoekom? Want die Here ken ons hart, hy weet. Jy is nou desperaat. Jy is nou soos 'n dwaas, want jy is desperaat en jy sal enigiets beloof. Maar wanneer alles ontvang is, gaan jy regtig waar jou belofte aan God nakom? Dis die vraag. Nou wat gebeur as ek 'n gelofte gemaak het? En ek breek? Wat gebeur? As ons teruggaan na Deuteronomium 23 vers 21, wat sê hy? Is 'n gelofte wat jy breek. Hy sê dis sonde. So, er is het vanoggend vir ons die vers gelees, in Johannes 1 vers 9. As jy gesondig het, as jy dit bely, dan kom die Here en hy vergewe jou. So dit is nie nou alles by die deur nou uit nie, want nou het ek beloof en ek het nie nagekom nie. Ek kan nog steeds, omdat ek 'n God dien wat 'n God van genade is, kan ek terugkom en sê, Here, in 'n oomblik van dwaasheid, in 'n oomblik van waansin het ek 'n belofte gemaak wat ek nie kan nakom. Here, vergewe my. Ja, daar gaan nog steeds gevolge wees. Jy sien, dis die ding. En dis om ons so versigtig moet wees. Daar's altyd gevolge van dit wat ek doen. Jy weet, dis soos 'n ou wat steel. Hulle vang, ek is so jammer, Here, vergewe my asseblief, ek sal dit nooit weer doen. Nou kom hy daar in die hof en hy sê, maar edelagbare, maar ek het mos nou gesê ek is jammer. Ek het nou gesê, Here, vergewe my, die Here het my nou vergewe. So, wat gaan die edelagbare doen? Hy gaan nog steeds vonnis. Daar's nog steeds gevolge van dit wat ons doen, dis so belangrik.
Ons kyk na Dawid. Kyk na Dawid met Batseba. Wat het gebeur? Hy het oorspel gepleeg. Ja, die Here het hom vergewe want hy het bely. Maar was daar gevolge daarvan? Definitief. Daai eersgeborene seun wat gesterf het. Daar was gevolge. As ons kyk na Handelinge 5, Ananias en Safira, die stuk grond wat hulle verkoop het en die geld terughou het. Nadat hulle gesê het, ons verkoop ons grond, ons gee alles. Wat het hulle gedoen? Hulle het vir hulle self terughou. En ons praat Nuwe Testamenties, ons praat nie Ou Testamenties. Hulle het gelief daaroor. En eers het hy dood neergeval en later het sy dood neergeval. Jy sien, daar is gevolge van geloftes wat ons maak. En dis hoekom ons, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en hy vergewe ons. Maar partykeer is daar gevolge op dit wat ons beloof het. Hoe ernstig is dit om 'n gelofte te maak? Is dit 'n ernstige saak? Definitief ja. As ons kyk na Psalm 24 vers 3 en 4. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy sê in vers 4, hy wat rein hande het en suiwer van hart is, hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer. Nie vals geloftes aflê. Hy kan in die teenwoordigheid van die Here gaan. Maar hy sê in vers 5, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil, as hy regverdig voor God vind. So as ek 'n gelofte maak en dan kom dit na, sal ek die seën daarvan definitief dra. Sonder twyfel. Kom ons gaan terug na die 16de Desember 1838, 184 jaar terug. Ons kyk na wat gebeur daai oggend en hoe die Here se hand op hulle was. Hulle word daai oggend wakker en hulle hoor hierdie wagtong wat op pad is. Hulle kan hulle nie sien nie, vir een rede, want dit is mistig. Die mis lê dik. En dit het 'n nadeel gehad, want die kruit het nat geword met die dou en die mis. So hulle was in die moeilikheid. Hulle was in die moeilikheid. Want wat nou? Hoe gaan ons nou oorlog voer? Ons kan nie eers die kruit gebruik nie. En die Zulus het die vyand het die geleentheid gehad om aan te val. Maar om een of ander rede het hulle nie. Hulle het versuim. Hulle het gewag. Hulle het gewag. Weet jy of dit was vir die mis om dit weg te gaan, wat hulle het nie aangeval nie. Want as hulle daar sou aangeval, dan sou hulle almal doodgemaak. Sou hulle al daai mense wat in daai jaar was doodgemaak. Jy sien, maar die Here het 'n doel met alles wat hy doen. Want dit was nie die tyd wat hy wil gaan. Hy wou vir hulle net ietsie wys. Hy wou vir hulle wys, wat gaan ek vir julle alles doen? Ek luister 'n getuienis van Corrie ten Boom. Ek weet nie of ek het dit op my WhatsApp status gesit. Iemand het geluister het nie. Sy en haar sussie is in die Nazi konsentrasiekampe. En hulle word geskuif na 'n blok 28, en blok 28. En sy sê, Corrie sê vir haar sussie, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer, ek kan alles vat, maar hierdie vlooie is net te erg. Daar is net vlooie op. En haar sussie sê, weet jy wat, ons moet vir God en alles dankbaar wees. Haar sussie sê, man, hoe kan ons dankbaar wees vir vlooie? Sy sê, ek sê vir jou, dankbaar wees selfs vir die vlooie. Later begin hulle met die vrouens deel. En hulle begin 'n selgroep. Hulle daar is almal in die selgroep. En hulle prys die Here en hulle gaan te kere daarso. Ek meen, die nasies het nie sulke goed toegelaat nie. Maar die wagte kom planne nie. En hulle gaan aan. Na die tyd gaan hulle na die wagte toe, hulle nou vrygelaat word. Nou, hoekom het julle nie gekom nie? Want jy weet, ons was besig om die Here te loof en te prys. Hulle sê, daai vlooie. Nee, ons sou nie so moet gekom het, want daar was vlooie gewees. Dis hoe die Here werk. Nou hier kom hy bring mis. En dis probleme.
Maar die Here het 'n doel met dit ook gehad. En op die einde van die dag, van die Here het hulle geleentheid gegee om reg te kry, alles, ja, te wag, hulle moes wag vir die kruit om droog te word, al die dinge. Maar hulle was gereed, toe dit belangrik is. En die vyand kom en hulle val aan. Hulle het een kanon, net een kanon. En hulle met daai kanon kan hulle een skoot skiet. En hulle wys, as jy kyk na die video, dan die plek waar die kanonskoot getref het, was ver vandaan. Baie ver. Jy sien hom daar verder. Maar op daai plek, waar daai kanonbal geval het en mense doodgemaak het, was daar 2 prinse, 2 Zulu prinse, wat dood is. En as gevolg daarvan, het die vyand heeltemal vergeet van hulle strategie. En hulle het net besluit, nee, dit kan nie gebeur nie. En hulle breek hulle formasie. En dit is die rede, hoekom hulle nie gewen, een van die redes hoekom hulle nie gewen het, boonop waar die Here daar was. Maar die Here het alles so bewerkstellig. As ons kyk na die groep wat in die laar was, hoeveel is dood in die laar? Wie weet? Nie een nie. Nie een van die 470 is dood nie. Is dit moontlik? 15 na 30.000, 20 na 30.000 man val aan. Nie een sterf nie. Maar van die vyand was daar 'n menigte wat dood is. 'n menigte. Dis nie die Here wat dit kan bewerkstellig. Dis nie die Here wat dit kan doen. Daar was 'n paar wonderwerke. Daar was 'n paar dinge wat, ek noem nou 2 goedjies. Daar was 'n paar wat gebeur het. Jy sien, maar dit is die belangrikheid van wat God doen. Wanneer dit vir ons, wanneer ons kyk na ons omstandighede, dan sien ons onmoontlik. Sien die onmoontlike. Maar wanneer God intree, dan kom hy sê, by julle mense is dit onmoontlik, maar by my is enigiets moontlik. En dit is wat daar gebeur het. En dis ook hoekom dit so belangrik is, dat ons moet pas op wat ons sê. Ons moet pas op wat se gelofte ons maak. Hoekom ek dit sê, as jy gaan na Rigters 11 toe, ek wil hierdie net bysit, want dit is so belangrik, dat ons moet pas op wat ons sê. Nou Jefta, in Rigters 11 vers 30, het aan die Here 'n gelofte gedoen. Sien, daar's 'n paar geloftes wat gedoen is, maar hierdie gelofte is so belangrik, het 'n gelofte gedoen. En wat het hy vir die Here gesê? Hy sê, as jy werklik die kinders van Ammon in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis uitkom, my tegemoet. As ek in vrede terugkom van die kinders van Ammon aan die Here behoort, en ek sal dit as 'n brandoffer bring. So hy sê vir die Here, Here, ek beloof, as u hierdie Ammon in my hand gee, en ons oorwin hulle, die eerste wat uit die huis uitkom, my te kom groet, gaan ek vir u gee, dis 'n brandoffer. Kom ons kyk, vers 34, wie was die eerste wat uitgekom? En toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juist uit om tegemoet, met tamboeryne en koordanse, en sy was die enigste kind. Sy was die enigste kind. Hy het geen seun of dogter buite nagehad. Until hy was spyt dat hy gelofte gemaak. En net toe hy haar sien, skeer hy sy klere. En hy sê, ag my dogter, jy druk my heeltemal neer, en jy stort my in die ongeluk. Want ek het my mond geopen teenoor die Here, en ek kan dit nie terugtrek. En hy moes dit doen, wat hy beloof het. Hy moes sy dogter vir die Here gee. Sy het nooit kinders kon baar nie. Hy my kleinkinders, alles is daar, my hele toekoms is daarmee, maar ek het 'n gelofte aan God gemaak. Maar ek het dit gemaak, ek moet dit nou nakom. So dit is wat belangrik is. So dis nog 'n rede hoekom ons so moet versigtig wees. Wat ons beloof, wat ons sê. Nou om terug te kom, waaroor die 16de Desember gaan, gelofte dag.
dag van versoening, soos dit vandag staan. Dis 'n dag van oorwinning vir die volk van God. Dis waaroor dit gegaan het. Oor 'n groep mense wat in God geglo het en vertrou het dat hy hulle gaan deurdra, dat hy hulle vir 'n oorwinning gaan gee. En die Here het dit nagekom. Die Here het dit nagekom. En dit is so belangrik, dat selfs, ja, al is dit nou nie meer 'n Sabbatdag, vandag in ons land, dit is 'n vakansiedag, en daar is nog hier en daar kerke, wat nog dienste het. Maar dat dit vir ons 'n dag sal wees, wat ons herinner sal word, aan in wie ons glo, en wat hy gedoen het, nie net vir die voortrekkers, maar vir elke plek in die woord waar daar 'n gelofte gedoen is, en die Here dit sy kant nagekom, en die persoon dit sy kant nagekom. Dat ons sal besef, dis nie net van ek maak beloftes en gaan te keer nie. Ek moet versigtig wees, wat ek beloof. Maar as ek dit beloof, moet ek weet, daar is aanspreeklikheid aan my kant, om dit na te kom. Dit is wat belangrik is. So Dinsdag, wanneer ons dink aan 'n dag van rekonsiliasie, dat dit vir ons 'n dag van rekonsiliasie eerste sal wees met God. Eerste met God. Here, dankie. 187 jaar terug het U oorwinning gebring vir 'n groep mense. Hoeveel jaar terug in Genesis het U dit gedoen? U het dit vir Gideon gedoen. U het dit vir, en dis wat ons net vanoggend van gepraat het, jou getuienis. Here, as U dit vir hulle kon doen, kan U dit vir ons vandag nog doen. Kan U dit vir ons ook doen. Maar saam met dit, om te sê, Here, ek gaan nie net beloof nie. Ek gaan nie net geloftes links en regs maak. En daar is 'n prys wat betaal word, saam met dit. En dit kan 'n goeie prys wees, of dit kan nie so goeie prys wees. Afhangende van wat ek doen. Maar of ek nakom wat ek beloof het. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons nie sommer net met beloftes maak, links en regs. Ek meen, soos kyk vandag, hoeveel mense het al vir jou iets beloof? Ek praat van mense, het al vir jou iets beloof, en jy wag nog steeds, vir daai beloftes om nagekom te word. Laat ons net 'n mens van ons woord sal wees. Dat ek sê, my paale, was mense van, as hulle gesê, hulle gaan 'n ding doen. Hulle woord was hulle eer. Hulle het dit gedoen. Vandag is dit nie meer so. Hoekom nie? Mense het afvallig geraak. Hulle worry nie meer. Hulle maak net beloftes links en regs. En ons kan dit nie doen met die Here. Ons kan nie speel met die Here deur allerhande beloftes te maak. Dit wat ek beloof, dit moet ek nakom. En ons dank die Here. Ons dank die Here vanoggend dat hy ons elke weer gedra tot nou toe. Met of sonder geloftes het hy ons deurgedra. Ons kan niks op ons eie doen. Het dit gegaan oor die voortrekkers wat Bloedrivier gewen het? Nee. Het gaan oor die Here. Dat die Here sy gelofte aan hulle nagekom het, nadat hulle beloof het wat hulle sal doen. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die voortrekkers so oulik was om net 470 gewees het. Dit gaan nie oor Gideon wat so oulik is om net 300 man te gehad het. Dit gaan oor dit wat die Here in my lewe kan bewerkstellig, omdat by hom niks onmoontlik is. Amen. Kom ons sluit die woord. Here, ons wil U net al die lof en al die eer gee. Here, ons het nou baie gepraat dalk vandag. Here, oor geloftes en beloftes, Here. Maar Here, wat vir my belangrik is vanoggend, dat ons sal besef, Here, met of sonder 'n gelofte aan U. Here, by U is niks onmoontlik nie. By U is niks, maar niks onmoontlik nie. Here, as U oorwinning kon gebring het 187 jaar terug, as U oorwinning kon gebring het in die tyd van die rigters,
Here, dan kan U vandag nog in ons lewe vir ons oorwinning bring. Here, ons het 'n vyand waarteen ons veg. Here, ons weet dit. Ons weet die vyand kom met slinkse aanslag. En hy kom nie eers in die oopte na ons toe aan nie. Hy kom so skerm na ons toe aan. Here, maar my gebed vanoggend is, Here, dat ons met oop oë sal stap, Here. Here, dat ons met oop oë sal besef, Here, wie U is. En dat U vir ons oorwinning bring. Here, dit kom nie uit onsself nie. Dit kom omdat U ons God is, omdat ons geloof in U is, Here. En ons prys en ons loof U daarvoor. Here, dankie vir 'n gelofte wat afgelê is, Here, wat ons nog vandag na kan terugkyk, Here, en net kan sien wie U is en wat U gedoen het. Here, as U dit 187 jaar terug kon doen, Here, kan U dit vandag nog steeds doen. Here, want by U is niks, maar niks onmoontlik. Here, ek kom vanoggend en ek bid vir elkeen van ons, vir ons omstandighede by ons huis, wat ook al daar mag wees. Here, en ek ervaar net vanoggend om daarvoor te bid, Here. Here, dalk is ons wat hier sit, wat omstandighede het by die huis. Here, ons verstaan dit nie. Dinge is nie soos wat dit moet wees nie. En dalk is daar vloeie, Here. Dalk is daar wat ook al, Here. Maar Here, dankie daarvoor. Want daardeur, Here, gaan U vir ons dinge bewerkstellig. Daardeur gaan U vir ons uitkoms bring. Here, wanneer ons daai keuse maak om op U te vertrou. Te sê, Here, dit maak nie saak wat die omstandighede is. Here, ek wil stap met U aan my sy. Ek wil U vertrou en weet, Here, U sal die oorwinning bring op die regte tyd. En Here, daar sal 'n getuienis wees wat saam met dit gepaard gaan. En ons prys U daarvoor.